Môre julle, dis lekker om weer by julle te kan kuier. Ek hoop dit gaan goed met julle almal. Wie van julle hou daarvan om te sing of te dans of miskien om 'n musiekinstrument te speel? Weet julle wat, daar's mense wat ons popsterre noem en dit is hulle werk om te sing en te dans en partykeer 'n musiekinstrument te speel. So vandag gaan ek 'n bietjie vir julle vertel, wat is 'n popster? En dan gaan ons kyk na iemand in die Bybel wat amper soos 'n bekende popster was. Popsterre is mense, bekende mense wat sing. So hulle word bekend omdat hulle mooi kan sing en die mense van hulle musiek hou. Partykeer dans hulle terwyl hulle sing. Party van hulle skryf hulle eie liedjies. Ander mense skryf partykeer liedjies en dan sing die popsterre dit net. Hulle hou groot konserte waar daar klomp mense is wat kom luister hoe hulle sing. En daai mense noem ons aanhangers. So kom ons kyk 'n bietjie watter beroemde popsterre is daar in ons land. Popsterre kan mans of vrouens wees of partykeer selfs 'n groep. So hierdie eerste tannie se naam is Nadine. So sy sing op haar eie, sy is 'n vroulike popster. Dan die middelste oom se naam is Loyiso Bala. Hy sing ook op sy eie, so hy's 'n manlike popster. En die laaste mense is 4 mense wat saam sing. Hulle is 'n popgroep en hulle naam is Vuurwerke. So kom ons kyk 'n bietjie of julle kan raai wie hierdie popster van die Bybel was as ek vir julle leidrade gee. Ons weet die popster in die Bybel was die jongste van 8 seuns en hy het sy pa se skape opgepas. Ons weet ook hy kon die harp speel en hy's die enigste een wat vir koning Saul kon kalmeer as die koning so baie kwaad was. Ons weet ook hy het later self koning geword van Israel. Maar ek dink as ek vir julle die laaste leidraad gee, gaan julle weet wie dit is. Hierdie man wat die popster was, het 'n reus doodgemaak. Ja, sy naam is Dawid. En weet julle wat, Dawid is baie bekend vir al die liedjies wat hy geskryf het. In die Bybel is daar 'n boek, Psalms. En dit het 'n verskriklike klomp liedjies in wat Dawid geskryf het en party van hulle sing ons vandag nog. So kom ek leer 'n bietjie vir julle met 'n popgroep. Watter lesse kan ons by Dawid die popster leer? Die eerste belangrike les wat ons by Dawid kan leer is hoe belangrik dit is om God te loof. So hierdie eerste tannie leer ons dat ons God moet loof vir hoe almagtig hy is. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy's goed vir ons, hy's genadig, hy's regverdig. Julle, hy is die enigste God. En Dawid het al hierdie liedjies in Psalms vir hom geskryf om te verduidelik en te vertel hoe goed God is. Ons leer ook dat Dawid 'n paar gebede geskryf het wat liedjies geword het. En dit leer ons dat ons na God toe kan gaan en ons kan ons harte oopmaak en vir hom vertel wat ons dink. Ons kan hom vra om ons te help, ons kan hom vertel as ons bang is. En dan kan ons sing en dans wanneer ons dankbaar is vir alles wat hy vir ons doen. Die tweede les wat ons by Dawid kan leer is om op God te vertrou. So hierdie tweede tannie leer ons van vertrou. Weet julle, as ons so na bekende mense kyk, die popsterre, dan lyk dit altyd of alles net heeltyd goed gaan met hulle. Maar dis nie altyd waar nie. En dit was ook nie waar van Dawid nie. Hy moes sy pa se skape in die veld oppas en dit was 'n gevaarlike alleenwerk. Daar was wilde diere wat die skape wou vang en Dawid moes hulle beskerm. 'n Ander keer toe die groot reus Goliat voor hom staan, dink ek het Dawid ook gewonder of hy sterk genoeg is om dit te doen. Maar weet julle, hy was nie bang nie, want hy het geweet hoe sterk is die God op wie hy vertrou. Later van tye,
as hy vir Saul op sy hart moes speel om hom te laat kalmeer, dan het Dawid ook geweet God sal hom daar help. Dawid en Jonathan, wat koning Saul se seun was baie goeie vriende. En Dawid het later met koning Saul se dogter getrou. Dink net hoe sleg dit vir Dawid moes gewees het, toe Saul hom later wou doodmaak. So Dawid skryf hierdie psalms, en al is hy teleurgesteld, of al probeer iemand hom seermaak, weet hy, as hy op God vertrou, sal hy okay wees. Die derde ding wat ons by Dawid leer, is hoe belangrik dit is om ons sonde te bely. Julle sien, ons almal doen sonde. En Dawid het ook sonde gedoen. Koning Dawid het op 'n stadium gedink die reëls, al is dit God se reëls, geld nie vir hom nie. Hy vat toe sommer 'n ander man se vrou vir homself en hy laat die man vermoor om sy sonde te probeer wegsteek. Maar weet julle, op die ou einde het Dawid besef hy doen die verkeerde ding en hy moes na God toe gaan en hy moes vir hom sê hy's baie, baie jammer. En weet julle, ons moet dit ook doen. As daar iets is wat jy doen, wat jy weet nie reg is nie, of iets is wat jy al gesê het, wat jy weet nie reg is nie, moet jy vir God sê, jy's jammer. Ons sê ons bely ons sonde. Die laaste ding wat ons vandag by Dawid die popster leer, is hoe belangrik dit is om vir God lief te hê bo alle dinge. Sien julle, Dawid weet, dit maak nie saak wat al met jou gebeur het nie. Hy vertel in sy psalms hoe vreeslike baie sonde hy gedoen het, en hoe hierdie sonde tussen hom en God gekom het. Maar hy vertel ook hoe wonderlik dit is as ons sondes bely en God ons vergewe. Want Dawid besef, maak nie saak wat al met jou gebeur het nie. Die beste ding ooit is om te weet hoe lief is God vir jou. En om op jou beurt weer lief te wees vir God. En weet julle, die Bybel leer vir ons, Dawid die popster was 'n man na God se hart, omdat hy gedoen het wat God vir hom gevra het en vir God lief was. Nou toe julle popsterre, hier kom nou 'n liedjie wat Dawid geskryf het in een van sy psalms. So kry julle sommer julle mikrofone reg en spring op laat ons kan dans en dan sing ons saam met Dawid. Wat asem met, loof die Heer. Prys hom met jou stemme, prys hom met jou hart. Prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asem met, loof die Heer. Alles wat asem met, loof die Heer. Loof hom met die drome, loof hom met die hart. Loof hom met die klinkende en cymbale. Alles wat asem met, loof die Heer. Alles wat asem met, loof die Heer. Loof hom met die drome, loof hom met die hart. Loof hom met die klinkende cymbale. Alles wat asem met, loof die Heer. Alles wat asem met, prys hom met jou hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asem met, loof die Here. 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 Nou toe al julle popsterre, nou is julle lekker wakker gesing, nou is dit tyd vir ons om ons aktiwiteitjie te doen. So hierso kan jy sien is 'n prentjie van Dawid met sy harp, en aan die bokant is daar 'n arm.
So wat ons gaan doen is, ons gaan hierdie prentjie baie mooi inkleur, en dan gaan ons die arm bo op vassit, laat dit lyk asof Dawid sy harp speel. Jy kan sommer tou of wol vat, en dan plak jy dit op die harp se snare, laat 'n mens mooi kan sien hoe hulle lyk. So gaan jou aktiwiteitjie lyk wanneer hy klaar is. Dan gaan jy nou Dawid se arm hierso vassit met 'n pennetjie, of as jy nou sommer 'n stukkie wol of iets wil gebruik, is dit ook reg. En as ek dan nou Dawid se arm vat en hom beweeg, dan lyk dit asof hy sy harp speel. Nou toe, ek hoop julle geniet hierdie aktiwiteit sommer baie, en mag julle 'n baie lekker week hê. Ek hoop ons gesels weer volgende week.